Ons is nog steeds met reguit lyne besig en vandag gaan ons bietjie ondersoek instel na ewewydige lyne wat ook parallelle lyne genoem word en loodregte lyne en na die eienskappe van parallelle en loodregte lyne. Nou die eerste een waarna ons gaan kyk is ewewydige lyne of lyne wat parallel is aan mekaar. Nou as jy mooi dink oor alles wat ons so ver geleer het ons geleer dat ons standaard vorm van ons vergelyking is mos y is gelyk aan mx plus c. Verder het ons mos vir jou gesê hierdie m is my gradiënt of die helling van my grafiek van my reguit lyn. Nou as jy mooi dink oor lyne wat ewewydig is aan mekaar. Ek gaan net gou so 'n prentjie vir jou teken. As jy dink oor twee lyne wat ewewydig is aan mekaar, dan beteken dit mos hierdie twee lyne is nou byvoorbeeld heeltemal ewewydig aan mekaar. As jy mooi dink oor dit, dan kan jy mos nou besef dat hierdie een se gradiënt moet gelyk wees aan daai een se gradiënt, want hulle lê teen dieselfde hoek en hulle is dieselfde helling. Met ander woorde, as ons kyk na twee lyne, dan kan ons gaan sê as ons reguit lyne op ons assestelsel het, dan kan ons weet as ons praat van twee lyne wat parallel is aan mekaar en ons teken dit op ons assestelsel, dan het ons nog steeds ons x-assie en ons y-as en as ons nou twee lyne het waarvan die een se vergelyking kom ek skryf hom, noem hom sommer f, is y is gelyk aan 2x plus 1 en die ander enetjie se vergelyking is nou g en g is gelyk aan 2x minus 3. Dan kan ek nou kyk na hierdie lyne se vergelyking. En wat sien ek uit hierdie lyne se vergelyking? Ek sien dat hierdie gradiënt is presies dieselfde. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat f ewewydig is aan g, want hulle hellings is presies dieselfde. So, as ons kyk na byvoorbeeld hierdie lyn van f en ek teken hom nou net so op hierdie assestelsel, dan kan ek weet hy het 'n positiewe as, hierdie afsnit moet 1 wees. En hierdie lyn van my is dan f. As ek nou die ander ene moet teken, dan kan ek sien, hierso by minus 3 het hy 'n y as afsnit, en hierdie twee lyne, hierdie punt is die punt minus 3, en ek kan sê dat hierdie twee lyne presies ewewydig is aan mekaar, of parallel. Dit is baie belangrike eienskap, en as jy mooi dink oor dit, is dit tog logies, want hulle lê teen dieselfde helling of dieselfde gradiënt vir hulle twee om parallel te wees. Die volgende enetjie waarna ons gaan kyk is ons loodregte lyne. Nou net soos by ewewydige lyne het ek my standaard vorm van loodregte of van 'n reguit lyn. My standaard vorm soos wat ons geleer het is y is gelyk aan mx plus c. En julle kan nou onthou hierdie m is mos nou my gradiënt wat ook my helling is. Nou kom ons kyk na lyne wat loodreg lê op mekaar. Met ander woorde, as ek twee lyne het, ek gaan hier nou 'n lyntjie teken. Loodregte lyne wat loodreg is op mekaar, beteken dat hierdie hoek wat hy maak met hierdie ander lyn
moet presies 'n 90 grade hoek wees. As ek nou kyk na hierdie twee lyne wat loodreg is, met ander woorde loodreg beteken hulle sny mekaar teen 'n hoek van 90 grade. Maar as jy mooi dink oor wat ons geleer het oor die gradiënt van 'n positiewe lyn. Ons het gesê 'n gradiënt van wat positief is as ek teen hom oploop, dan gaan ek opdraand loop. Met ander woorde, ek sien as ek hier van links na regs loop, loop ek opdraand en sy gradiënt gaan positief wees. As jy nou mooi onthou van 'n negatiewe gradiënt, het ons gesê as ons afdraand gaan loop van links na regs, dan beteken dit mos hierdie een se gradiënt moet negatief wees. So as jy nou kan sien, hierdie produk van hierdie twee gradiënte. Ons sien met ander woorde my groen gradiëntjie maal met my grys gradiënt gaan gelyk wees aan 'n plus maal met 'n minus. En onthou nou 'n plus maal 'n min gee altyd vir my 'n minus. So, as ons nou kyk na twee loodregte lyne, dan gaan ons dit leer dat die gradiënt van die een lyn maal met die gradiënt van die ander lyn moet vir my -1 as antwoord gee. Met ander woorde, as ons kyk na twee lyne wat ons nou op 'n grafiek gaan teken, dan kan ons sien, sê maar as ons nou hierdie lyntjie het, ons het ons x-as en ons het ons y-as. Kom ons vat weer die lyn y gelyk aan 2x plus 1. As ons f het, is y is gelyk aan 2x plus 1. En ons gaan kyk na g. G kan ek gaan sê, is y is gelyk aan, ek gaan sê is minus 'n half x minus 2. Daai is die twee lyne wat ek nou met mekaar wil teken. Y is gelyk aan minus 'n half x minus 2. Goed, as ons die eerste grafiekie gaan teken, dan gaan ek sien my grafiek gaan by my y as afsnit by 1 wees. En ek kan hierdie grafiek van my gaan teken. En hy lyk so. Nou as ek my ander grafiekie gaan teken, dan kan ek sien wat is my y as afsnit is nou minus 2. As ek hierdie lyne nou teken en ek kyk na hierdie hoek, dan gaan hierdie hoek 90 grade wees. Nou hierdie G is my pink grafiekie en daai F is my pers grafiekie. So as ek nou gaan kyk na die gradiënt van F, die gradiënt van F maal met die gradiënt van G, dan gaan ek kry dat my gradiënt is 2 maal met min 'n half en dit gee vir my 'n antwoord van minus 1. So met enige loodregte lyne gaan die produk van die gradiënte altyd gelyk wees aan 1. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van gradiënte. As ek my eerste gradiënt is gelyk aan 'n 3/4, dan moet jy nou onthou, my een gradiënt maal met my ander gradiënt moet gelyk wees aan -1. So as ek het 'n 3/4 maal met my tweede gradiënt moet gelyk wees aan -1, dan gaan ek kan sien, ek kan nou hier maal met 4/3 en wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde,
Ek gaan kry my tweede gradiënt is minus 4 op 3. So as julle nou mooi kyk, kan julle sien dat die een gradiënt is die resiprook van die ander een met die teenoorgestelde teken. As ons kyk na nog 'n voorbeeld van 'n gradiënt, is ons een gradiëntjie. As ons een gradiënt min 'n half is, dan kan ons weer sê my een gradiënt maal met my ander gradiënt is gelyk aan min 1. Met ander woorde, as ek minus 'n half het maal met my tweede gradiënt, moet ek min 1 kry. Wat gaan ek doen? Ek gaan maal met minus 2 op 1 links, en wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan hieruit sien dat my tweede gradiënt is 'n min maal 'n min is 'n plus, en hy is 2. As julle duidelik sien, 2 is die omgekeerde van min 'n half. So ons kyk na nog 'n voorbeeld. Enige voorbeeldjie van loodregte lyne. As ons een gradiënt gelyk is aan 3, dan kan ons sê dit is gelyk aan 3 op 1. Met ander woorde, my tweede gradiënt gaan die omgekeerde wees van dit wat 1 op 3 is, met die teenoorgestelde teken wat 'n minus is. As jy wil seker maak, kan ons kyk dat my een gradiënt maal met my tweede gradiënt moet gelyk wees aan minus 1. En so 3 op 1 maal met minus 1 op 3 gee vir my 3's kanseleer uit, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 1. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur 'n paar huiswerksommetjies te voltooi, wat ek vir jou gaan saamstel, sodat jy hierdie beginsel mooi kan vaslê.